Baie welkom by die getuienis. Dit is vir ons so 'n groot voorreg om vandag saam met Clemens Mans te kuier van Kruiskyk TV. Clemens, baie welkom by die getuienis. Jonita, dis vir my 'n groot eer en dankie dat julle my gevra het en ek waardeer dit regtig uit die diepte van my hart uit. Clemens, ek gaan nou eers vir jou sê, jy moet op jou hande sit. Hoekom? Jy moet op jou hande sit want jy mag vir die res van die opname nie beweeg nie. Gaan jy dit reg kry? Nee, ek is seker ek is een van daai Ritalin kinders. O ja, ja. Nog steeds 'n Ritalin kind. Nee, jy is meer as welkom as jy op jou stoel wil spring, as jy meer as welkom, Okay, hoor. nee, Van die dan is opgewondenheid wat altyd so in jou is. Clemens, vertel ons 'n bietjie, waar kom julle vandaan? Kruiskyk TV, hoe het Kruiskyk TV begin? Jonita, weet jy, ek dink ek moet teruggaan omtrent 11 of 12 jaar, as dit nie langer is nie. Het ek eendag agter 'n voertuig gery en ek dink dis waar alles begin het. En ry ek agter 'n voertuig en daar's 'n bufferplakker, ons moet nou die mooi Afrikaanse woord vir 'n bumper sticker. Dis hy. En die bufferplakker sê toe die volgende woorde, hy sê dream a dream so big that it is destined to fail unless God is in it. Amen. En ek dink daar het alles in my lewe begin draai en ek het besef ons beperk God in ons eie lewe. Ja. En ons droom partykeer te klein. God is so groot en God wil vir ons gee. Maar as ons in 'n vierhoekie boksie gaan bly lewe, gaan ons net vierhoekie boksie resultate sien. Absoluut. En ek het hierdie woorde het my gegryp. Ek het vir my vrou toe langs my gesit. Dit was nogal daar in Johannesburg, op pad Eastrand Mall toe, sal ek dit nooit vergeet nie. Toe ry ons agter hierdie voertuig. En jong, ek sê vir liefie, kry 'n pen. Kry iets, ons moet hierdie woorde neerskryf. Nou ry ek heeltyd hier agter hierdie man want ons moet hierdie woorde afskryf. Ons mag dit nie vergeet nie. Ja. En ek sal nooit vergeet hoe sy het dit so op 'n sneesdoekie of 'n tissuekie, soos wat hulle nou sal sê, sommer net geskryf Ja, daai daarso. nota nie gemis word nie. Ja, dream a dream so big that it is destined to fail unless God is in it. Wow. En toe het ek letterlik kort daarna, hierdie woorde was baie lank in my studio gewees. En ek het gelees en gememoriseer en elke dag wanneer ek gewerk het in die studio het ek na hierdie woorde gekyk en besef, daar gaan geleenthede kom op ou se pad en jy moet dit gryp. Absoluut. En jy moet daardie geleentheid ten volle gryp en nie God beperk nie. En dit het lank gevat na daai woorde en totdat ek eendag in die sitkamer gesit het en op daai stadium was dit al hierdie free-to-air kanale op waar jy jou DStv kon instel op al hierdie geestelike kanale. Dis hy. En ek het deur hierdie kanale gegaan en ek het omdat dit was Daystar, dit was God Channel, CTV en ek kan nie onthou wie was alles daar nie. En terwyl ek so sit op my sitkamerbank en ek gaan so deur die kanale toe, dink ek, ja, dis wat daarom nou maar lekker gewees het as 'n ou bietjie kon Afrikaans geluister het. Fantasties. En net daar asof die Here 'n druppel uit die hemel uit laat val bo op my en vir my sê, Clemens, maar begin jy die Afrikaanse geestelike TV-kanaal. Jo. En ek het weggespring en ek het begin oproepe maak om te vra wat behels dit. En ek sal nooit vergeet nie, nou ek en Stefanie het nie die finansies gehad nie. Ek meen ons het maar op die broodlyn gelewe op daai stadium, glad nie fenominale bedrag gehad van salarisse. Ons het inteendeel altyd omtrent vir onsself gewerk, voltyds in die bediening wat sang aanbetref. So ons het maar gery van kerk tot kerk en opgetree en whatever ons gekry het, wat ook al ons gekry het by die gemeente, was dit die finansies wat ons moes dra deur daardie week en ons het kinders op doeke en is melk en dis alles en jy bid letterlik die week deur om te sê, okay Vader, help ons. Sondag kom daarom en dan het ons daarom weer 'n optrede en hopelik kan ons met daai geld wat dan kom weer die volgende week deurkom. Maar dit het julle nie gestop nie. Nee. Nie ten spyte van die min geld en dit is wat so fantasties is, Clemens, is dit wys die stap van geloof wat julle gevat het om te sê, okay Here, ons het nie die geld nie, maar ons gaan op U vertrou, want daai saadjie die Here in jou hart geplant en hy het vir jou 'n visioen gegee en jy daarmee gehardloop. En dit was net fantasties, ja? Yes, en dit is presies wat jy nou sê, want wat gebeur het is, daai woorde, droom so groot,
dat dit bestem is om te misluk tensy God daarin is. Het my so geïnspireer en ons het geweet, hier is dalk daai geleentheid wat God op ons pad bring, waar hy sê, dis tyd vir jou, Petrus, om op die water te klim. Ja. En gaan jy op die water klim en sê, ek is van die min mense, wat op water geloop het, of gaan jy soos die res in die gemaksone bly, van jou vuurtjie boksie op die bootjie, en gaan jy daar bly in jou gemaksone, en sê, wow, ek wens ek kon ook op die water geloop het. Dit is soveel mense wat sê, ek wens ek kon daar gewees het, maar hulle weet nie, waardeur daai mense moes gegaan het om te weet waar hulle is nie. Dit is soos baie keer soos ek vir jou sê met die almal sien die mooi prentjie, maar niemand weet wat agter die gordyne gebeur nie. En hoe julle nou daai stap van geloof gevat het sonder enige inkomste, maar ek glo die Here moes voorsien het, want hy het jou hart gesien ook. Ja. So wat gebeur het is Bereidwilligheid nê. Ja. Jonita, ons ontdek toe vir Sentech en hulle is die mense wat die satelliet spasie gee in Suid-Afrika wat vir die 2 uur aanbetref en hulle versprei ook onder andere die sein van SABC 1, 2 en 3 op die satellietplatform. En ons hoor toe ons moet by Sentech uitkom en ek en my vrou, ek sê vir haar, liefie, ons moet ons beste klere aantrek. Ons moet Sentech toe ry en ons moet lyk asof geld het. Ja. Ons kan nie daar aankom en dit lyk nie asof ons nie geld het nie. So kom ons kry ons beste klere aan en dat ons met die menslike oog daarom lyk of ons geld het en dan gaan hoor ons wat kos dit om hierdie TV-kanaal te begin. Ek sal nooit vergeet nie, en ons ry Sentech toe en ons is daar en ek maak nie so afspraak nie. Ek staan reg voor hulle kantore en toe bel ek hulle eers. Wow. Toe sê ek vir hulle, mense, ek staan voor julle kantore. Ons wil 'n TV-kanaal begin en ons was voor julle kantore, ons wil inkom, ons soek 'n vergadering met iemand om dit te bespreek. En die vrou lag oor die foon vir my, toe sê sy vir my, meneer, dis nie so maklik nie, dis nie van net, ons moet eers kyk wie's beskikbaar en of hulle beskikbaar is, jy's veronderstel om eers net 'n afspraak te maak. Toe sê ek, wel, kyk wat jy asseblief vir my kan doen, ek staan letterlik voor julle kantore, en ons het nodig om met iemand te praat oor hierdie saak, en sy sê ek bel jou nou terug en maak seker intern 'n paar oproepe en die volgende oomblik laat weet, bel sy my terug te sê, meneer, jy gaan nie glo nie, almal is hier, almal kan jou sien. Jy sien, fantasties. En ons stap in daai vergadering in en daar's 'n hele klomp mense wat daar sit, wat net ons hart hoor en ek sê vir hulle, man, dis wat ons wil doen, ons wil hierdie TV-kanaal begin en dis Afrikaanse geestelike TV-kanaal, daar is nie so iets nie en ons wil dit graag begin. En die meneer, die een persoon sê toe vir my, jong, dis geen probleem nie. Jy moet 600,000 rand deposito neersit en dis 300,000 rand 'n maand. Wow. En jy sê ek het niks En geld ek is dus daar full of faith en ek sê, wel, vandag is ek Petrus, vandag loop ek op die water en my vrou sit langs my en ek sê vir die persoon, no problem. Wow. Dis geen probleem nie. Ons sal die geld hê. Wow. En ek wou dan vir my vrou te kyk want ek het geweet as ek vir haar gaan kyk gaan almal sien ek is besig om nonsens te praat of iets. Maar dit was regtig geloof want ek het geweet presies dit as God in hierdie saak is. Kan ons groot drome sal God voorsien. In 'n baie lang storie kort en ek kan nou baie lank praat hieroor maar dit was kwessie van ek dink 3 of 4 maande. Toe het ons al die geld en elke maand, ons is nou 11 jaar later, betaal ons nog steeds ons satellietkostes. Ons is nie 1 maand agterstallig met ons satellietkostes nie. En voorsien die Here elke maand vir ons tot en met vandag. Prys die Here. Dit wys jou net die goedheid en die guns van die Here as jou hart net bereidwillig is. En as jy daai saadjie wat die Here in jou hart plant, om jou hart loop, sal hy die deure vir jou vorentoe oopmaak. Dit is soos, ek wil net so vinnig vertel, toe ons Kaaptoer beplan het ons ook geen finansies gehad nie. Ons sê, Here, as ons moet Kaap toe kom vir 'n getuienis, moet die Here dit vir ons die moeite werd maak. En die Here gee vir ons, daar kom een getuienis. Ons sê, Here,
ons kan nie kom net vir een getuienis nie. Maak dit vir ons die moeite werd. As die Here wil hê ons moet Kaap toe kom, dan moet dit die moeite werd wees. En in 'n week se tyd kom getuienisse die een na die ander van die Kaap af. Kom na ons toe en ons besef toe, okay, die Here wil hê ons moet hiernatoe kom. Hy stuur ons hierdie kant toe. Maar ons het nie finansies nie. Ons is ook soos daai wat alles doen op geloof. Vertrou die Here. As die Here vir ons sê ons moet dit gaan, dan hardloop ons daarmee. En so jy moet op die bus bly. As jy agterraak, dan is dit jou saak. Maar so gebeur dit dat ons almal bel op een dag en almal bevestig hulle datums met ons met die getuienis. En ons sê, okay Here, dis nou, soos ek nou kan sê in Engels, it's a done deal. Ons moet nou Kaap toe kom. Maar daar's nie finansies nie. En weet jy, hoe fantasties die Here werk, want hy het vir ons gewys, dit is waartoe ons moet gaan. En ons was ook soos Petrus uit die bootjie uitgeklim en gesê, Here, ons gaan loop. En hoe die Here net finansies voorsien het, toe mense en vriende ons hart hoor en sien dit wat ons vir die Here doen, het hulle klaar vir ons pad vorentoe, jy weet, finansies voorsien. En die Here het dit in hulle harte geplaas en toe besef ons moet nie afhanklik wees van geld nie. Wanneer ons die droom wat die Here vir ons gee, is nie bepaald nie. Ons moenie die Here beperk nie, dis hy. So en wanneer ons gaan in geloof, sal die Here self die deure voorsien en die deure oopmaak en die finansies voorsien en dis presies hoe hy dit met julle gedoen het in 3 maande se tyd. Ek meen 600,000 is nie klein geld nie, Clemens. Vertel nou vir my. Jy weet, dis baie geld. Dis ek seker 3 jaar se salaris, nee, dit is soos daai disippels wat na Jesus toe gaan en sê, Here, hier is ons 5,000 manne wat gevoer moet word en Here sê, wat het julle? En hulle is, Here, maar hoeveel maande se geld moet ons versamel om hierdie 5,000 mense te kan voorsien? En die Here het gesê, as jy net op my vertrou. Ek wil gou net sommer getuig, die heel eerste oproep wat ek maak na hierdie Centec meeting, toe was ek op daai stadium besig met 'n tannie se produksie, CD-produksie. Nou die tannie is nou al oorlede en haar man is oorlede, oom Pieter. En dit was tannie Jenny. Ek nou het ek haar Joubert, ek is nou nie seker wat is haar van haar nuwe van nie, toe sy getroud was op daai stadium nie. Maar hierdie tannie Jenny het sy produksie was ek mee besig en sy het geweet ek het gegaan vir daardie vergadering en sy bel my om te sê, Clemens, hoe het gegaan? Nou, wat hulle vir my gesê het, as ek 'n R50,000 deposito neersit, onmiddellik, begin hulle alles vir my te reserveer. Met ander woorde, dan begin die proses. So hulle is bereid, as ek R50,000 neersit, dan kan die hele proses begin. Fantasties. En ek sê vir tannie, dis R600,000, maar as ek R50,000 nou neersit, dan kan die proses begin en dan kan hulle die hele ding aan die gang sit. Sure. En daai tannie bel my paar minute later en toe sê sy vir my, Clemens, ek en oom Pieter wil van ons pensioengeld gebruik. En ons wil daai R50,000 gee. Wow. En alles het begin met 'n pensionaris oom en tannie wat gesê het, ons wil daai eerste geldjie gee vir hierdie droom. En dit is my so wonderlik en vandag is hulle in die hemel. En hoe wonderlik is dit om te weet dat daai R50,000 is nog steeds besig om die evangelie te verkondig. Nog steeds besig om aan te hou om hierdie evangelie te verkondig. Ek dink as hulle moet kan sien waarin hulle gesaai het, hoe groot het dit geword, sal dit hulle harte, sal hulle jubel en juig. Ja, seker. Clemens, maar vertel nou vir ons 'n bietjie, jy moes seker al klippe gekou het. So tussendeur, jy weet, almal dink dit is soos altyd maanskyn en rose. Wat ek weet, as jy die pad van die Here volg, kry jy maar jou uitdagings en vertel ons 'n bietjie van jou uitdagings wat jy gehad het. Kom ek sê net gou so, die enigste verskil, met baie liefde en respek gesê, tussen 'n boemelaar en 'n persoon wat dit gemaak het in die lewe, wat suksesvol is. Die enigste verskil tussen die twee is, die een het moedeloos geword en het bly lê. Die ander een het moedeloos geword, maar hy het weer opgestaan en weer vorentoe gegaan. Dis waar. Dis die enigste verskil, want ons almal het uitdagings. Ja. Ek dink daar's geen
suksesvolle besigheid of selfs bediening waar jy kan terugkyk en sê, weet jy wat, alles het net vlot verloop nie. Ek dink dit sal 'n leuen wees as enige iemand sê, hoorie, dit het net goed gegaan. En ek is hier vandag 10 jaar, 11 jaar later en ek het geen uitdagings gehad nie. So uitdagings is daar en wat die vyand wil hê, is dat ons moet gaan lê. Dis waar. En hy sal ons so hard slaan, dat jy moet bly lê en amper nooit weer moet opstaan nie en wil opstaan nie. Maar die verskil is die een wat dit gemaak het, is die een wat gesê het, daar's nie 'n manier wat ek gaan bly lê nie. Ek gaan opstaan en ek gaan vorentoe gaan, want met my God loop ek 'n bendestorm. Absoluut. Met my God spring ek oor 'n muur. Ja. Daar's nie 'n manier wat ek die duiwel sy sin gaan gee nie. Dis presies wat die vyand wil hê, is hy wil sy sin kry deur jou te laat lê. Ja. En as hy jou kan net maak om te bly lê, dis al wat hy wil hê. Maar as jy weer opstaan en 'n laaste bietjie krag vat en sê, weet jy wat, daar is nie 'n manier dat ek gaan bly lê nie, Ja. want my God is groter as die situasie wat ek nou in is. Absoluut. En jy staan op en jy kry momentum, want die Heilige Gees gee ons altyd momentum. As jy die Heilige Gees toelaat Ja. in jou lewe, Ja. gee altyd momentum. Absoluut. En hy sal jou forceer van agter af en sê, kom aan, jy kan. Ja. Ja. Ek is saam met jou. Ek is vir jou. Ja. Staan weer op. En ek dink ons grootste uitdaging met kruiskyk op hierdie stadium, as ek terugkyk in my lewe, en daar's baie hier wat ek kan sê, maar ons grootste uitdaging, dink ek op hierdie stadium, was maar die platform, die decodeerders Ja. wat ons het, want ons het begin, toe ons met kruiskyk begin het ons begin om ons DStv om mense te motiveer, om DStv decodeerders in te stel op kruiskyk, en ons het geweldige groei met daardie projek of wat jy dit ook al wil noem, waar mense in die manier hoe dit word of mouth versprei het, was geweldig geweest, en mense het hulle DStv decodeerders ingestel, maar toe begin tegnologie groei, en mense, dis nou baie moeilik om te verduidelik, ek gaan dit so maklik as moontlik probeer verduidelik, het mense of DStv gegaan, en het hulle die MPEG-4, die HD decodeerders ingebring, Ja. want kruiskyk het begin uitsaai en standard definition Okay. tyd, terwyl DStv ook nog standard definition was. En in die tyd wat ons op die lug ook was, het hulle oorgeskakel na HD toe, wat right. gemaak het dat hulle moes hulle decodeerders opgradeer na H.264, dis nou alles terme wat dis irrelevant eintlik, maar dis HD formate wat maak en MPEG-4, dit is die woord wat ek gesoek het, die MPEG-4 decodeerders, en ons het MPEG-2 wat standard definition is uitgesaai, en toe begin al hoe meer mense HD toe gaan, en die standard definition decodeerders is besig om uit te faseer, en al hoe minder mense kon begin instel op kruiskyk, as gevolg van die HD decodeerders wat ingekom het. Maar die Here is so getrou, en ons het dit geweet, ons kan nie bly lê nie, ons moet opstaan, iets moet gebeur, en in daai seisoen, toe begin OVHD, en OVHD nader ons, want ons het toe op 'n stadium ook toe ons free-to-air decodeerders, skus ek belas jou nou met vreeslike baie inligting, maar toe het hulle vir ons gevra, wil ons nie die Centec decodeerder, die Free Vision decodeerder verkoop nie, want hulle toe iets soos 100,000 of ek weet nie hoeveel van die goed daar in stok, en hulle kry nie die goed verkoop nie, en ons gryp dit, en ons het daai seker 100 na 200 'n week verkoop van daardie decodeerders, en ons het letterlik omtrent alles verkoop, en toe hoor OVHD dit, en OVHD vra, is dit so dat julle amper 100,000 decodeerders verkoop het, en ek soos, ja, maar hoekom toe sê hulle, maar sal ons nie help om die OVHD decodeerder te verkoop nie? En ek is soos, maar ons is nie op julle platform nie, ons kan nie, ons saai nie uit by julle nie, ons kan nie julle promoveer nie, toe sê hulle, nee, dis nie 'n probleem nie, hulle gaan ons plaas op daardie platform, en ek is wel, prys die Here, hier is die grootste deurbraak vir ons, en OVHD begin ons toe uitsaai, en ons het ons kykers begin promoveer, om OVHD decodeerders aan te skaf, en ons het duisende van ons kykers, verwys na Game toe, en oralste waar hulle hierdie OVHD decodeerders kan gaan koop het, en weer eens toe kom een van die grootste
terugslag wat ons seker nog in ons lewe beleef het en ervaar het, toe OVHD vir ons sê, vroeg laas jaar, toe sê hulle vir ons net, en dit was 'n Skype meeting met OVHD wat vir ons 'n holkol op ons maag gegee het en ons amper laat bly lê het. Ja. Toe hulle vir ons sê, no more religious, only entertainment. Nou. En toe kom hulle en toe haal hulle ons fisies af en ons moes letterlik amper van vooraf begin. Al wat ons laat oorleef het, was die mense wat free visions alreeds in hulle huise gehad het, die mense wat alreeds enige ander free-to-air decodeerder gehad het, in hulle huise. Daai was ons enigste kykers toe op daardie stadium. En ons moes letterlik van vooraf begin het weer, en ons kon daar besluit het, weet jy wat, is dit nog nie moeite werd om aan te hou, moet ons nie maar stop nie, moet ons nie gaan lê nie. En daar het net iets in my binneste gebeur, en dis asof die Heilige Gees sê, julle kan nie nou gaan lê nie. Daar's nie 'n manier wat julle nou kan gaan lê nie. Staan op. Ek is saam met julle. Ek gaan nie laat Kruiskyk vernietig word nie. En weet jy wat, en almal wat werk by Kruiskyk, en ons ongelooflike kollegas, almal het net hulle skouer aan die wiel gesit, en ek is so dankbaar teenoor ook ons bedienaars wat uitsaai op Kruiskyk, want ons bedienaars het net hulle skouers agter ons gesit en gesê, Clemens, ons gaan nie toelaat om die duiwel sy sin te gee nie. En almal het bly uitsaai, en ons het begin weer 'n free-to-air, Spice decodeerders het ingekom, en ons het die Spice decodeerders begin verkoop by die honderde 'n week weer eens, en ons groei nog steeds, en Spice decodeerders is daar op 'n punt waar hulle kan amper nie vir ons, hulle kan nie voorbly om vir ons voorraad te gee nie, want ons so vinnig soos die voorraad inkom, so vinnig gaan dit weer uit. En dis waar ons is op die oomblik, maar intussen kan jy ook daar weer wonderwerke gebeur waar jou DStv decodeerder kan instel. So ons het baie mense wat hulle Explorers instel, en dis alles beskikbaar op ons webtuiste waar jy jou DStv decodeerder kan instel op Kruiskyk, en daar's goed wat ek nie nou oor kan praat nie, wat in die proses is, en waar die Here vir ons 'n geweldige deurbraak weer gegee het. Wat net vir my sê, God is nog op die troon. Absoluut. En sy kinders verlaat hy nooit nie. En as jou hart net reg is en opreg is met hom, en sê, Here, want dis wat ons en ons kollegas en almal saam met wie ons werk net gesê het, weet jy wat, hier is 'n goddelike saak. Absoluut. Kruiskyk is nie Clemens se idee of Stefanie se idee of mense wat hier werk en ons kollegas, dit is absoluut iets uit God se hart het. Absoluut. En as Kruiskyk die dag se deure moet toemaak, dan sal dit alleenlik wees, Wanneer die Here so sê. omdat God sê, julle seisoen is klaar. Maar tot dan sal ons veg, sal ons deurdruk, weier ons om te gaan lê. Baie keer is ons plat geslaan. Partykeer lê ons sommer vir 'n dag of twee en sê, o Here, ek sien nie kans vir môre nie. Ek weet nie hoe gaan ons hier deurkom nie. Maar iewerste is die Heilige Gees daar, want hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dan kom hy net met sy wysheid en sy plan en sy Heilige Gees, en hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en hy bekragtig ons om op te staan in daardie oomblik en te sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Daar's nie 'n manier wat ek gaan bly lê nie. Al sê die duiwel wat, al sê die vyand wat, al sê mense wat, mense het ons gekruisig. Ek kan dink, dit kom altyd van die mense af. Hulle sê, Kruiskyk wil net geld maak. Hulle wil net decodeerders verkoop en geld maak. En ek kan duidelik vir ons kykers wat nou kyk sê, die Here is ons getuie. Ons het nog nooit geld gemaak met decodeerders. Ons probeer dit altyd so op die goedkoopste manier moontlik vir ons kykers gee, sodat, want vir ons gaan dit oor om die evangelie uit te kry. En mense by die kruis uit te kry. Absoluut. Nou Clemens, so kortliks net gou vir die kykers, wat kan jy vir hulle vandag bemoedig? Wat kan jy vir hulle gee uit jou getuienis uit oor hoe die Here van waar hulle begin het tot waar hulle vandag is? Wat kan jy vir die kykers vandag gee? Weet daar soveel goed in my hart aangaan op die oomblik, maar ek dink eerstens, ons moenie God beperk nie. God is werklik groter as jou gedagtes. En hy sê in een gedeelte, nou kan ek hy skrif onthou nie, maar hy sê hy wil vir ons doen ver bo wat ons kan dink, bid of vra, wat by die hart van die mense inkom. En dan sê hy daar iets anderste, wat baie merkwaardig is
En dan sê hy, volgens die krag wat in jou werk. Presies. En ons weet dat die volheid van God is in ons. En ek dink, as ek iemand kan bemoedig, is, hoeveel laat jy toe, vir daardie volheid van God wat in jou is, om te werk. Absoluut. Want dit is soos, en ek het baie jare terug, het ek 'n woord gebring, nou wel, seker 2 of 3 jaar terug, of 'n jaar, ek kan nou nie onthou, dit maak nie saak nie. Toe praat ek van hierdie Bugatti, Ja. nee, ja, Lekker vinnige kar. lekker vinnig. Ja, jy moet met hom move. Nou weet jy wat gaan gebeur nie. En baie van ons ry 'n Bugatti. Ons ry 'n Bugatti, geestelik. Ja. 'n Bugatti, ek dink as ek dit nou, en dan praat ek onder korreksie, ek is 'n boodskap wat ek baie jare terug gebring het, maar ek dink 'n Bugatti kan 300 en iets kilos per uur ry. Tjoe. So as jy hom trap, gaan jy 300 kilos per uur ry. Ja. Maar dan kry jy daai liewe mens wat in hierdie Bugatti sit. En ry 60. Hy ry 30 kilos per uur. Nog stadiger. En hy idle net so deur die lewe. Oh. Maar hy besef nie die krag Ah, wat hy het in hierdie voertuig nie. absoluut. Jy het die potensiaal om 300 kilos per uur te ry. Maar volgens die krag wat in jou werk, hoeveel gaan jy toelaat? Ja. Hoeveel van daardie petrol gaan jy trap? Ja. Gaan jy hom plat trap en ten volle gebruik in sy volle potensiaal, of gaan jy God beperk Ja. deur 60 kilos per uur te ry en net te sê, weet jy wat, ek is tevrede Ja. in my vierhoekie boksie. Ek is okay om net 60 kilos per uur te ry. Ek wil sê ek is nou nie hier. En onthou, dis nou geestelik gesproke nie. Ja. So ek wil nou nie hê mense wat aan hulle kar klim Asseblief nie. en 300 kilos op die N2 en op die N3 en die N1 te gaan ry nie. Jy is die oorsaak dat ek in 300 Nee, Ja, maar ons moet dit geestelik geestelik. gesproke, as ek iemand kan bemoedig om te sê, die volheid van God is in ons. Ja. Sy krag is in ons, sy autoriteit is in ons, sy mag is in ons. Sy agape en liefde is in ons. Absoluut. En hoeveel laat ons toe van hierdie volheid van God wat in ons is? Hoeveel laat ons toe Ja, dat hy werk in ons? absoluut. En hoe trap ons daai sneller? Mag ek nog iets sê? Jy kan nog iets sê? Vinnig. Want jy sien, toe die vrou wat aan bloedvloeiing gely, toe sy raak aan die soon, toe sê die Here, daar het krag met my uitgegaan. Ja. En wat sê die Here? Vrou, jou geloof Ja, het jou gered. absoluut. Die petrol, die versneller wat jy getrap het, Ja. was plat teen die grond, toe jy raak aan my soon. Ja. En Prys toe die wat Here. mense nie vir haar kom doen nie, vir 12 jaar lank, het sy menslike hulpbronne gesoek. En na 12 jaar, toe trap sy die versneller, Ja. plat. En die Dit Here. kruip deur mense en sê, hoorie, verskoon my, ek is jammer. En mense dink, wat doen jy, vrou? Jy kruip hier rond, wat en maak jy? En sy verneder haarself en sy trap die versneller plat teen die grond. Toe sy soem sien Dis en al sy wat sy dit nou. gryp, toe sê die Here, dit het alles gekom, Ja, want jou geloof Het het jou- dit gedoen. absoluut. Prys. Jy het hierdie krag ten volle benut. Ja. En daarom kan elke kyker wat nou kyk, wil ek iemand bemoedig om te sê, trap daai sneller plat teen die grond. Ja. Moenie God beperk in jou lewe nie. Vertrou die Here totaal en al. Hy is die God van die onmoontlike. En as jy hom gaan vertrou, ten volle, waarborg ek 'n wonderwerk in jou lewe. Absoluut. Ag Clemens, jy bemoedig my en ek is om hulle sê ry in daai Bugatti vandag. Gaan ry ons sussie, gaan ry hom. Bied vir my Bugatti. Geestelik. Yes. Clemens, vreeslik dankie dat jy deel was van hierdie getuienis en dat jy jou getuienis met ons gedeel het met die kykers en ek weet vir 'n feit dit gaan iemand vandag laat opstaan en sê dit het my nuwe hoop gegee. Prys die Here, Dankie vir jou dankie vir gehoor. julle, dankie vir julle.
Baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis en as julle van die getuienis gehou het, onthou om te like en daai subscribe button te druk en dan ook as julle 'n gebedsversoek het, onthou om dan vir ons 'n e-pos te stuur en ons sal vir jou intree. Vir die wat 'n getuienis het, asseblief stuur kom in kontak met ons en ons sal dan met julle reëlings tref. En dan ook as julle deel wil wees van Kruiskyk om in te sign in hulle bediening in of as julle ook belangstel in hulle decoders of ja, kontak hulle kantore, dit sal nou ook op die skerm verskyn. En dan gaan ons julle groet in die naam van Jesus. Shalom. Die mens, sy grootste skepingskroon, deur sy gees, waar hy in ons kom woon, in ons kom woon, sy sê, het vir ons eenmaal die volle prys betaal en hy gaan ons kom haal. Ek glo dat hy lewe, hy het opgestaan. Hy het met sy liefde die weg gebaan. Ek glo dat hy lewe, hy die dood oorwin. Jesus lewe lei ons die lewe in. Gee jou lewe nou vir hom, maar hoop dat hy kan binnekom.